Ek wil julle sê vandag, as jy twyfel oor enigiets, maar veral as jy twyfel oor die opstanding, oor die evangelie, dan is jy in goeie geselskap vanoggend. En dan is ek bly dat jy hier is, want ek dink jy het nodig om hierdie boodskap te hoor. Want presies 'n week na die eerste opstandingssondag, soos presies ons het laasweek Sondag, nie die eerste opstandingssondag gevier nie, 'n paar jaar later, maar ons is 'n week na die eerste opstandingssondag, maar na die opstandingssondag wat ons Sondag gevier het. Presies 'n week later het een van die mense in sy binnekring, een van sy disippels wat so naby saam met hom geloop het, gesê ek glo nie. Ek kan dit nie glo nie. Ek kan nie glo dat Jesus opgestaan het nie, tensy. En ons gaan vandag kyk wat daai tensy was. Want die Bybel spring nie van die opstanding en die blydskap van die opstanding direk na die hemelvaart toe nie. Dadelik, as ons Bybels oopmaak in Johannes Evangelie net na Jesus opgestaan het, dan sien ons wat gebeur met Thomas. Ek dink as jy dink jy twyfel as 'n Christen en jy voel sleg daaroor, dan gaan Thomas jou vanoggend laat beter voel. So kom ons kyk saam Johannes 20, julle is welkom om julle Bybels daar oop te maak, maar dit gaan ook op die skerm verskyn van vers 24 af. Kom ons luister hoe Jesus vir ons sê dat ons twyfel hom nie verras nie, dat hy dit ook ken. Johannes is in die Nuwe Testament, redelik vroeg in die Nuwe Testament, sal julle dit sien. So julle is welkom om daar, ons lees vanoggend die 2020 vertaling, maar jy is welkom om jou vertaling ook daar oop te maak. Vers 24. Maar Thomas, een van die 12, dis dan die 12 disippels, wat Didimus genoem word, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger nie steek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, dan sal ek nooit glo nie. So hy sê dit eerlik, as hy nie die merke in sy hande sien nie, dan gaan hy nie glo nie. Dis eenvoudig, hy stel dit so direk, hy dink dit nie net eers nie, hy sê dit hardop vir hulle. Thomas se naam beteken tweeling. Wat beteken hy het waarskynlik 'n tweelingbroer of 'n tweelingsuster gehad. Maar as jy die evangelies lees, dan leer jy gou dat Thomas die ou is wat altyd die donker kant gesien het. Hy was nie baie positief nie. Hy het altyd die gevaar raak gesien in dit wat kan gebeur. In Johannes 11, toe Jesus wou teruggaan na 'n gevaarlike area toe het Thomas gesê, laat ons saam met Jesus gaan sodat ons saam met hom kan sterf. Hy het dadelik die ergste verwag in elke situasie. Hy was bietjie negatief ingestel, bietjie ingestel op die gevaar wat moontlik kan gebeur. En in Johannes 14, toe Jesus sê, hy gaan om 'n plek vir hulle voor te berei, is dit Thomas wat vra, Here, waarheen gaan U en hoe kan ons die pad ken? Hy sukkel om net te glo, hy sukkel om net te vertrou wat Jesus vir hulle sê. Hy twyfel, hy bevraagteken. Hy is die ou wat altyd geneig is om die ergste te verwag. Maar hierdie is belangrik. Hy was so lojaal. Hy het nog steeds in sy twyfel by Jesus gebly, saam Jesus gestap. Hy het nie weggehardloop nie. Hy het bly staan, selfs as hy gedink het, hierdie gaan in 'n ramp opeindig. Jesus gaan sterf, so kom ons sterf dit saam met hom. Dit was sy woorde. Ons lees dit in die evangelies. En nou waar ons vandag is, na die kruisiging, na die opstanding, toe die ander disippels by hom aankom en opgewonde vir hom sê, ons het die Here gesien, want hulle het regtig gedink, hy was dood, hy is dood, en nou het hulle hom gesien. So dink net aan die opgewondenheid, waarmee hulle hom genader het. En toe sê Thomas, en dis eintlik een van die hardste dinge wat in die Nuwe Testament staan, as ek nie die merke sien nie, dan sal ek nooit glo nie. Hy kan nie net glo wat hy vir hulle sê nie. Hierdie is nie sagte twyfel nie. Dis nie ek is onseker, ek moet bietjie dink hieroor nie. Hierdie is soos kliphard. Hy twyfel kliphard. Hy maak nie eers 'n geheim daarvan nie. Hy sê dit so direk. En dit, juist dit, is ironies genoeg waar Jesus inkom. As ons verder lees, ons gaan nou verder lees, sal ons sien dat daar 8 dae verbygegaan het. 'n hele week van stilte, waar Thomas sit met hierdie stilte. En ek wonder nogal, hoe het hy in die slaap geraak in die aande? Het hy heeltyd getwyfel, heeltyd daaraan gedink, totdat hy aan die slaap geraak het? Hoe het hy sy tyd spandeer?
Want 'n hele week sit hy met hierdie twyfel, met hierdie vrae, eintlik ook met hierdie hardkoppigheid. En dit klink dalk vir soveel van ons bekend. Dalk het jy ook so 'n week al gehad, of 'n maand of 'n jaar waar jy twyfel. Graad 11, julle dink dalk al oor wat julle moet word na matriek. Jy twyfel, dis hierdie kant en daai kant toe jy luister na al hierdie stemme. Daar's twyfel in ons harte, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. Maar dan lees ons op die volgende Sondag, 8 dae later, Johannes 20 vers 26. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Het julle daar ook gesien, hulle was agter geslote deure, hulle het weggekruip, hulle wou nie hê iemand moes hulle sien nie, hulle was skaam. En Jesus verskyn, hy klop nie aan die deur nie, hy verskyn net in hulle midde, dis geslote deure. En sy eerste woorde, Jesus wat nou hier verskyn, hy sê vir hulle, vrede vir julle. Nie julle het my teleurgestel nie, nie Thomas, ek en jy moet praat, hoekom twyfel jy nie? Hy sê, vrede vir julle. En dan draai hy eers na Thomas. Dan draai sy verheerlike liggaam na Thomas toe. Sy liggaam wat tasbaar en fisies is, wat hulle nou met hulle eie oë kan sien. En hierdie wonde, die merke op sy hande, die spykerwonde, was nog steeds daar. Dis nie weggesteek nie, dis net 'n paar dae later. Dis eintlik nog rou, dis nog seer. Want die littekens is deel van wie hy is. En dan kom ons luister gou in vers 27 hoe Jesus dan nou met Thomas praat. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En hierdie tref my elke keer wat ek hierdie vers lees, want Jesus het presies geweet wat in Thomas gedagtes aan die gang is. Hy het geweet hy twyfel. En dis hoekom hy so met hom praat. Hy was nie teenwoordig toe Thomas gesê het hy glo nie. Hy was nie daar toe die disippels het vir Thomas vertel het nie, maar hy weet daarvan. Elke voorwoorde ken hy, elke harde skeptiese woord wat veral uit Thomas se mond uitgekom het, dit ken hy. En in plaas daarvan om Thomas te ignoreer of hom te straf of om lelik met hom te praat, doen hy net iets buitensgewoon. Hy herhaal Thomas se woorde terug vir hom. Asof hy gehoor het, letterlik toe hy het gesê het, asof hy in lewende lywe daar langs Thomas was, herhaal hy net sy woorde. En hy doen dit vandag ook, hy stap nie weg van jou twyfel nie. Hy stap nie weg van jou of in jou twyfel nie. Hy raak nie kwaad vir jou vra, vir jou wonder nie. En hy skaam hom verseker ook nie vir jou eerlikheid nie. Hy ontmoet jou, soos wat hy vir Thomas ontmoet het, presies waar jy nou is. Presies daar, by dit wat nou in jou gedagtes aan die gang is. Jesus wys sy genade en hy wys sy geduld selfs aan twyfelaars. Hy kon maklik vir Thomas gesê het, jy's 'n disipel, jy ken my, jy weet ek het gesê ek gaan opstaan. Hy kon dit maklik gedoen het, maar hy doen dit nie. In plaas van sê hy vir hom, hier is ek. Moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. En hierdie is die uitnodiging en 'n uitdaging waarna ons kyk. Jesus nooi Thomas om te verander. Hy sê, wees gelowig, nie deur argumente nie, maar deur hierdie ontmoeting wat ek nou net met jou gehad het. Jy kan nie meer twyfel nie, jy moet nou gelowig wees. En dit is nog steeds hoe Jesus vandag ook werk. Hy kom nie na ons toe met argumente nie, hy kom nie om homself te bewys nie. Hy kom net as homself. Want dit is meer as genoeg en dit sal altyd meer as genoeg wees. En baie van ons dink volgende, ons moet eers alles vrae oplos voor ons na die Here toe kan gaan. Ons moet eers self deurdink, ons moet eers self deur hierdie ding kom, voor ons 'n gebed tot die Here kan nader. Voor ons kan huil, want trane is ook gebede. Of dit nou in die dag is, of dit nou voor jy slaap, dis nie wat die Here vra nie. Hy vra, bring jou vrae en jou twyfels saam, bring dit na hom toe. Hy wil dit hoor, hy wil weer daarvan. Kom ons kyk op vers 28. Voor ons dit lees, wil ek net eers sê, die Bybel sê nie regtig vir ons of Thomas regtig sy vinger in Jesus se sy gesteek het nie, maar ek kan nie dink hy het nie. Ek dink toe hy Jesus sien en hom in sy oë kyk, toe herken hy vir Jesus, die man wat hy so lank al volg. Die man wie se lewe hy ken. Dink jy dit was vir hom nodig om selfs die spykermerke te sien, want toe glo hy.
En hoor dit gou wat as Thomas se reaksie dadelik vers 28. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. En hierdie is een van die duidelikste openbarings en verklarings in die hele Bybel. Hy sê nie, nee maar ek wil nog gou daai kant toe nie, wys my hierdie, wys my jou sy nie. Hy sê, my Here en my God. Hierdie is die mees direkte belydenis van Jesus se goddelikheid in die hele Nuwe Testament. Thomas sê nie net vir hom, jy leef nie. Hy sê, hy erken Jesus as Here. Kyrios is die naam in die Griekse Ou Testament vir God self. En hy erken hom as God, Theos. Sonder 'n kwalifikasie, sonder voorbehoud sê hy, my Here en my God. Hy weet dit, hy kan dit sien en hy erken dit. En hierdie is aanbidding, hierdie is nie net erkenning, hierdie is aanbidding. Dink dit gou daai verwondering wat hy moes hê in daai oomblik. Hierdie is 'n erkenning diep binne in sy hart, my Here en my God. Nie Here in die algemeen nie, my Here, my God, die God wat ek ken, die God wat opgestaan het. Thomas gaan van uiterste twyfel na aanbidding toe, in een oomblik, in een ontmoeting met die Here. En dis juist die ironie ook. Thomas se geloof was nie minder omdat hy getwyfel het nie. Jy kan gelowig twyfel. Jy kan twyfel en nog steeds 'n Christen wees. Twyfel en nog steeds gelowig wees. Maar die Here gaan jou daar kom ontmoet. Jou twyfel kan jou ook by 'n punt bring waar dit vir Thomas gebring het. Maar dit vra van jou om dit na die Here toe te bring. Dit vra van jou om in 'n gemeenskap te wees waar jy kan praat oor jou twyfel, waar mense saam met jou kan sit binne jou twyfel, saam met jou kan dieper delf in die woord in. Dit vra ontmoeting met die Here. Vra dat jy nie stil bly daaroor nie. Kom ons kyk gou wat sê Jesus toe op Thomas se belydenis, Johannes 20 vers 29. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Kan julle saam met my hierdie vers lees en besef, hy praat met ons 2000 jaar later, ons wat nie gesien het nie, maar ons wat glo. Ons wat nie die wonde kan voel nie, wat dit nie fisies vir ons eie oë kan sien of fisies Jesus se stem daar op daai dag kan hoor nie. Ons wat verlede Sondag Paasfees gevier het sonder om Jesus fisies te sien. Hy praat hier met ons en hy sê ons is gelukkig. Die Griek sê ons is bevoorreg. Ons is in 'n bevoorregte posisie. Dis dieselfde Griekse woord wat gebruik word in die bergpredikasie. Waar Jesus verwys na bevoorreg, na bly, na geseënd. So geseënd is hulle wat nie kan sien nie, maar steeds glo. Dalk het jy verlede Sondag gedink, ander mense lyk so seker hiervan. Ander mense weet, dit is definitief wat gebeur het. Hoekom voel ek hier dieselfde nie? Maar Jesus sê juist dan vir jou, gelukkig is jy. Die geloof wat volhard sonder om te sien, dit is wat ons gelukkig maak. Dit is wat ons aanhou worstel, aanhou vra, aanhou twyfel in mense wat jou kan help se teenwoordigheid. En jou vriende rondom jou, wat meer seker is se teenwoordigheid. Die Bybel is nie 'n boek vol reëls nie. Die Bybel is oor en oor 'n getuienis van dit wat gebeur het. Johannes sê dit openlik, ek het hierdie geskryf sodat julle kan glo. Hierdie woorde is waar. Die woorde in die Bybel is waar, maar as jy sukkel om dit te glo, wil ek jou uitdaag om na Jesus toe te gaan daarmee. Moenie stil bly daaroor nie, moenie alleen sit daaroor nie, moenie sleg voel daaroor nie. Moenie sê ek wil eintlik nie meer kerk toe kom nie, ek wil eintlik niks met Christene te doen nie, want ek twyfel en ek voel sleg daaroor nie. Ek hoop jy kan duidelik hoor dat die uitnodiging is dat jy dit na die Here toe bring. Hierdie getuienis kan oorweldigend wees. Kyk, die disippels het selfs gaan wegkruip. Dit is baie om in te neem. Meeste van die disippels is wel doodgemaak. En ek dink nie mense sal doodgemaak word vir 'n leuen nie. Ek dink nie jy sal bereid wees om ook vrywillig te sterf vir 'n leuen nie. Net vir die waarheid. En daar's een van die bewyse dat hierdie waarlik gebeur het. Want wie sal bereid wees om te sterf vir iets wat hulle nie in glo nie? Vir 'n leuen? Die disippels se omkeer van hierdie verskrikte wegkruipers en martelare is eintlik menslik onverklaarbaar, tensy die opstanding werklik gebeur het.
Hierdie selfde opstanding wat ons verlede Sondag gevier het, dis die getuienis waarop ons staan. Dis dat ons weet die waarheid is. So jy hoef nie jou twyfel verder weg te steek nie. Jesus het na Thomas toe gestap met sy wonde en alles en hy het vir hom gesê, hier is ek, kyk, raak, glo, hier was die uitnodiging. En ek dink regtig Thomas het net gekyk en geweet, dit is die Here, my God. So die vraag is nie eintlik vandag of jy twyfel of nie. Die vraag is as jy twyfel, wat doen jy met jou twyfel? Wat maak jy daarmee? Gee jy aandag daaraan? Of is jy so skaam daaroor dat jy net probeer om nie eens daaraan te dink nie? Bring dit na hom toe. Erken jou twyfel, sê dit hardop. Bly in hierdie gemeenskap van mense wat jou kan leer, mense wat jou kan help. En lees die getuienisse. Moenie wegskram van die Bybel af nie. Gee Jesus ook die geleentheid om in jou geslote kamer in te stap. Om jouself te kom oortuig. Om self vir jou te sê, vrede vir jou. Mogen we julle oor toe. En nou kan jy in gesprek wees met die Here. Waar ook al jy twyfel, praat net vir so 'n minuut met die Here. Here, U weet presies waarom ons nou dink, elkeen van ons. Ek wil regtig weer bid dat ons nie so ophou daaraan dink nie. Dat ons so hierdie twyfel in die gesig sal staar, dat ons nou hierna sal huis toe gaan, pen en 'n papier sal gaan haal en sal gaan skryf oor hierdie twyfel wat ons het. Sal gaan dink. Regtig net sal sit met hierdie emosie, met hierdie gedagtes. En Here, mag jy elkeen van ons in hierdie twyfel ontmoet. Mag die God wat opgestaan het, wat waarlik aan 'n kruis gesterf het, ook elkeen van ons kom ontmoet, want ek weet U wil 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons staan. En ek bid dat die uitnodiging in ons elkeen se harte ook oop sal wees daarvoor. Dalk het ons lank terug moeite gedoen om by U uit te kom. Lank terug ons Bybels oopgemaak, lank terug gebid. Ek bid dat daar eintlik hierdie behoefte en begeerte in ons harte sal wees vanoggend, om net weer die Bybel oop te maak, om net weer met U te praat. Dalk is dit juist twyfel wat in die pad gestaan het daarvan. Ek bid dat U saam met ons sal sit in die twyfel, dat U saam met ons in elke gedagte sal wees. Ook in hierdie week wat voorlê, die maande wat voorlê, die res van die jaar wat voorlê. Mag ons die bewustheid wat ons nou het van U liefde binne in ons twyfel nooit vergeet nie. Mag ons dag en nag daaroor dink en waarlik weet dat U aan die kruis gesterf het en dat U ook opgestaan het. Want dis die God wat ons aanbid. Dis die God wat ons liefhet, maar wat ons liewer het as wat ons ooit kan dink. En wat 'n voorreg om so 'n God op te kan ken. 'n God wat bereid was om elkeen van ons se sonde te dra, om opgespoeg te word, om gemartel te word, om mee gespot te word. Vir my, U het aan ons gedink toe U aan daardie kruis gehang het. Ons loof U daarvoor, Here. Ons dank U vir U genade en U goedheid. Amen. Julle kan staan en ontvang julle die seën van die Here. Staan gewillig op. Ontvang die seën van die Here. Ek hoop jy weet as jy twyfel, is jy eintlik gelukkig omdat jy twyfel. Mag jy vashou daaraan en mag jy weet, sy genade is met jou. Sy sekerheid is met jou. En hy is elke oomblik op hierdie pad saam met jou. Amen. Amen.